Goeiemôre. Vandag wil ek gou praat oor immigrasie Amerika toe, spesifiek die refugee program en dan ook diversity visa program. En die scams wat daarmee gepaard gaan. Ek sien baie ouens vra my vra oor hoe het ek in Amerika gekom in eerste plek, of 'n ander ding, hoe werk die refugee status en waarvoor moet hulle uitkyk en wat kan hulle doen en so aan. Nou, kom ons begin gou met die refugee program wat Donald Trump in werking gesign het in Januarie. Daai program is nog steeds besig om te gaan. Hulle is nog steeds besig om die details en goed fyn te maak en dan sal dit uitgesit word. En jy is 'n individual in Suid-Afrika, as jy van dit wil gebruik maak, kan 'n brief skryf dan aan 'n e-mail by die ambassade in Suid-Afrika, wat jy sê jou intentions, wat jy wil doen en dat jy belangstel daarin in die refugee status. Die heel belangrikste van alles, dit kos nie 'n sent nie. Mense gaan jou scam. As jy praat oor die goed en jy begin inligting te kry, e-mails, tekste of so, ouens wat jou komstig kan help om jou papiere daar te kry, jy moet net hulle soveel betaal en so aan, moet asseblief nie val daarvoor nie. Dit kos nie 'n sent nie. Jy alleen doen direk aansoek by die ambassade in Pretoria. Jy stuur vir hulle 'n brief waar jy jou intentions dat jy wil die refugee status gebruik en so aan, en hulle sal met jou kommunikeer en jou bring vir 'n interview en so aan. En daai proses kos nie 'n sent nie. Daarna sal hulle vir jou die stipulations uitgee van hoe die ding gaan werk. Ons is nog nie 100% seker van die res van die staat. Maar normaalweg, as hulle jou aanvaar en jy word refugee status gegee, sal hulle jou transport Amerika toe en hulle gaan jou hier in 'n stad iewers opsit, iewers in goedkoop akkommodasie. Dit gaan nie tente wees nie, dit sal geboue wees, apartments, die tipe van plek. En jy kan even, as jy alleen is, share met iemand anderster, en hulle gaan jou onmiddellik begin help met werk soek. En tot jy in die gang kom en binne 'n jaar kan jy aansoek doen vir jou green card, en as jy jou green card het, wat vinnig ook sal gebeur, dan is jy vry om te gaan werk en bly net waar jy wil in Amerika. Of as jy jy laat weet ook vir hulle, as jy miskien familie in Amerika het en sê, ek kan by die familie bly, en die familie gee 'n brief dat hulle kan jou kyk na jou vir die tyd wat jy wag vir jou green card en so aan, dat sal ook toegelaat. Hulle help jou in daai prosesse. So dit is die refugee status. Daai program is nog steeds aan die gang, maar dit is nog steeds nie die finale detail nie en het nog nie in die werking gestel nie. Ek dink hulle het al begin die goeders maak, maar jy sal dit op die website by die Amerikaanse ambassade in Pretoria kry. Dan die ander ene is die diversity visa program wat ek voor aansoek gedoen het en gekry het. Dit is die visa lottery, wat soos hulle dit noem. Daai program is net oop 1 keer 'n jaar. En dit is in Oktober. Jy kan net 1 keer 'n jaar aansoek doen, en dit is, ek dink, van 2de Oktober af tot die 2de November elke jaar. Dit is die enigste tyd wanneer hy oop is. Geen ander tye kan enige iemand aansoeke instuur of aanvaar nie, en daai program is ook verniet. Die aansoek is verniet. Jy hoef nie 'n sent te betaal nie. So, ek het al van my vriende gehoor, dan het hulle op 'n website geklik en dan sê die website, gee vir ons, hier is die application vir die diversity visa en ons help jou hier met $120 betaal of so iets vir die processing en alles, dan betaal hulle. Moet asseblief dit nie doen nie. Daai mense gaan niks vir jou doen nie. Hulle gaan net jou geld vat en disappear. So die diversity visa, daar is 50,000 van hulle beskikbaar elke jaar. Vir reg oor die wêreld, daar is omtrent 20 miljoen wat aansoek doen. Suid-Afrika, toe ons het gedoen, het net 700 van die 50,000 slots gehad, en dan obviously met die minimum vereistes voldoen, van education en gesondheid en al daai, en as jy aansoek doen, en jy val in die minimum vereistes, dan gaan die 700 slots, of whatever aan Suid-Afrika toegeken is, 'n computer gaan nommers trek, en dan as jy nou kry 'n nommer soos ek. Ekskuus, as jy daai nommer het,
Het is getrek, so jy 'n pakket van hulle af, weet so 'n dik boek van hulle afkry wat jy moet invul. Dis background papiere, dis tot jou ma en jou ouma en jou oupa en jou pa se background en hulle, wanneer is hulle gebore en waar is hulle, wie is met wie getroud en al die goeders. Vir regtig lank terug. Vir jy wil dit instuur dit terug, hulle gaan jou nooi van 'n onderhoud. By die onderhoud, as jy al die papiere moet jy ook voorberei en saamvat na die onderhoud toe. By die onderhoud gaan daai ou jou paspoort stamp. Hy gaan vir jou net daar 'n visa in jou paspoort insit as jy goedgekeur word. Dan het jy presies 6 maande om in die land uit te wees. So onthou, as jy daai proses volg, maak begin regmaak dat jy weet van daai onderhoud af het jy 6 maande om in die land uit te wees, sodat jy voorberei is dat jy tyd het om goed te verkoop as jy moet verkoop of whatever planne jy wil maak. Sodra jy daai visa in jou paspoort sit, om wees jy 6 maande, dan moet jy in Amerika wees, en as jy in Amerika kom, dan gaan jy hier na die local authorities toe, en hulle stuur jou green card na jou toe, dan het jy jou green card, en dit beteken, met die diversity visa, jy kry 'n green card, wat beteken, jy kan onmiddellik enige plek in Amerika werk of bly, net waar jy wil. Maar jy moet minimum vereistes voldoen, soos jy moet vir hulle bewys dat jy genoeg geld het om na jouself te sorg. Jy gaan obviously jou eie vliegkaartjie moet betaal om hier te kom. Jy gaan jou eie trek moet betaal om hier te kom, en jy moet geld hê wat jy kan wys. Jy kan na jouself kyk vir 3 of 4 of 5 maande, terwyl jy werk soek en akkommodasie kry en so aan. So dis die verskil. Die refugee status help hulle jou, maar jy kan in 'n dorp of in 'n stad vassit vir 'n jaar, waar hulle vir jou werk kry, help kry, en jy kan 'n cheap labor werk doen vir 'n jaar, tot jy die green card kry, en dan kan jy gaan doen wat jy wil. Maar die diversity visa is die een wat jy kan doen enige ding. Ons het hier aangekom met die green cards, en onmiddellik, jy kan enige dag, enige werk gaan soek, enige plek gaan bly, en dis wat ons gedoen het, so toe ons het gehad het. Ek het toe 'n paar maande later die army gejoin, omdat ek gejoin het in 'n time of war, het ek nie nodig gehad om 5 jaar te wag vir burgerskap nie. Ek het my burgerskap binne 18 maande gekry, ek en my dogter wat underage was. My vrou moes 5 jaar op haar green card wees, of 3 jaar met 'n Amerikaner getroud was, so sy was nou met my, wat nou 'n Amerikaner is, getroud, so 3 jaar later, het sy haar green card, of haar burgerskap gekry. Die refugee program gaan jy binne 'n jaar, einde van 'n jaar of so, jou green card kry, dan moet jy met die green card vir 5 jaar op die green card bly, dan eers kan jy aansoek doen vir burgerskap, en dan kan jy jou burgerskap kry van so aan. So, dis die proses, maar die grootste uittreksel wat ek hier vir julle wil sê, pas op vir scams. Mense gaan jou laat betaal vir goeders, en jy kan nie vir een van hierdie 2 programme betaal jy glad nie. So, as iemand jou iets vra om te betaal, dan weet jy klaar, bly weg, hulle scam jou. Ook hoop dat jy help 'n bietjie opklaar en 'n bietjie clarification gee, en dan sal ons weer later chat oor iets anders. Baie dankie.